Nou die dag is ek in 'n gesprek met 'n baie goeie vriend van my en hy vertel vir my dat hy van 'n afspraak af in die platteland teruggery het stad toe. En hy was baie moeg, toe sit hy sy musiek aan in die kar en hy luister en hy verdiep hom in hierdie musiek om te ontspan. Maar hy het sy GPS aan op die motor se paneelbord sodat hy nou kan sien waar om te ry, hy ken nie die pad nie. En dan wat hy agterkom is kort dan ry hy verkeerd. Hy luister nie vir die GPS nie. Hy ry maar net. En op een keer toe mis hy 'n afrit wat hy moet vat en toe moet hy 'n 20 km draai ry voor hy kan omdraai om terug te kom. En hy besef toe, dis hierdie musiek wat hy nou so geniet, wat maak dat hy nie sy aandag op die GPS sit nie en dat hy heeltyd nie kan hoor nie. En toe moet hy die musiek afsit, sodat hy kan hoor waartoe moet hy ry. Kan jy dit dink? Jy jou musiek afsit sodat jy kan hoor. En as ek aan hierdie Pinkstertyd dink, en ek dink aan die invloed van die Heilige Gees in ons lewe, die lewe wat hy gee as hy ons beïnvloed, dan dink ek dis dieselfde. Kom ons hoor net wat sê die Bybel in Psalm 46 vers 11. Wees stil en weet, ek is God. In hierdie wêreld wat ons in leef is al baie geraas. En dit raak dikwels baie moeilik om die Heilige Gees se stem te hoor, want jy het werk en jy het kinders en jy het die TV en jy het jou telefoon en die teks en deesdae is nou wat hulle noem voice tags en daar's baie klanke in ons lewens. Soms moet jy net bietjie eenkant kom. Jy moet daardie geraas afsit en bietjie stil word. Jy moet 'n plek kry waar jy eenkant kan kom, waar jy die deur kan toemaak, waar jy die geraas kan uitblus, soos wat jy 'n radio afsit, en dan na die stem van die Heilige Gees luister. Sien, die Gees is altyd daar, soos wat God beloof het, om ons te help, en ons te leer, en ons te lei, en ons te inspireer. Maar ons hoor dit dikwels nie, want daar's te veel stemme om ons. Ons is net soos my vriend in die kar. Ons geniet die geraas, ons geniet die musiek, maar nou kan ons nie die rigting hoor nie. Ons kan nie die inspirasie hoor nie. Ons kan nie die leiding volg nie en ons maak foute. Ons hoor, ons mis. Bid saam met my vandag, dat jy net die Heilige Gees vra om jou te lei en maak 'n oomblik waar jy kan stil word om sy stem te hoor. Hemelvader, dankie dat die Heilige Gees ons kan lei. Help ons om stil te word om sy stem te hoor. Amen.